It's almost every day now. It's a war going on. There's war in South Africa being waged against white people. They hate us. They hate us with a hatred that you cannot describe. If they boil plastic and pour it down our throats, the farmers' throats, the children's throats, even other white people's throats, you can't imagine, you don't want to imagine, you do not want to imagine. So I'm just going to pray, and I ask, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, give me the right words, because everyone is posting videos and posting videos and posting videos, but without you, this whole issue, this whole war will not be won if you are not in it. Lord Jesus Christ, I am not good with words. I come to you now as a normal human being of flesh and bone. I am of no worth. I do not matter. But what does matter is that the fact that you made a farmer to be a man and a woman that stands up early in the morning to rise and to grow food, to grow corn and mealies and whatever food for the South African people to eat. But it's the same South African government and their cronies and the EFF singing Kill the Boer, singing Kill the Farmer. And they are igniting such a hatred, Lord Jesus Christ. They have ignited such a burning hatred against white people that, yes, they are killing the farmers, they are killing the Boere. So, Lord Jesus Christ, I feel in my spirit this morning that we cannot take a step forward without conferring with you first. Jesus Christ, the God of all gods, the Lord of lords, the Lord of lords. Ramaphosa, Mbeki, Malema, all those people, they go and they pray for torties. They pray for, what's the word I'm looking for? Toerdokters. I can't think of the English word now. They pray for toerdokters. Toerdokters, another woman, a colored lady. I love colored people, the colored community, but that's beside the fact. This one colored lady, she sold her daughter to a toerdokter for her eyes and her skin to be cut out. The same government is calling on the toerdokters. And it's just evil. They are empowered by demons. If you look at the farm killings, the farm murders, it's not just a killing, it's not just a murder, it's a demon pushed, demon motivated killing, a demon motivated murder. Hulle kry lekker, man. Hulle kry so lekker. Maar Here Jesus Christus, U slaap nie. Ek gaan nou my eie tong bid in my Afrikaanse tong. Jesus Christus, U slaap nie. U is nie 'n God wat slaap nie. U het gehoor hoe Malema gesê het, julle wag vir Jesus Christus om te kom. Hy gaan nie kom nie. Ek, Malema, het klaar gekom 5 jaar terug. Ek is Jesus Christus, my Here Jesus Christus. U laat nie met U spot nie. U het in die Bybelse dae,
toe die mense gespot het met Moses en met U, het Moses gebid tot U, en U die hele aarde laat oopskeer, en al die spotters het verdrink binne in die grond, versuip binne in die grond. Here Jesus Christus, U het dit daai tyd gedoen. Ek bid en ek kom pleit by U, doen dit weer, daai grond van Johannesburg, daai hele grond van, wat is die naam wat hulle dit nou altyd, the place of gold, Johannesburg, the place of gold, waar die mense te diep gegrou het, Heer Jesus Christus, en dit is net gate, dis gate onder in Johannesburg, daar is net 'n leemte, maar Heer Jesus Christus, ek bid in die naam van Jesus Christus, bid ek, dat wanneer hulle toi, en wanneer hulle so aanslag maak op die wit mense, dat die hele aarde sal oopgaan, en hulle insluk, hulle sal insluk, Heer Jesus Christus, ek bid dit in U naam, kom op, Heer Jesus Christus, vat die hand, laat U hand van oordeel neerkom, en die moordenaars, en die wreedaars, en die mense met bloed op hulle hande stop, van die ander wit mense daar buite lag, hulle braai, hulle hou party, want dit is mos nie hulle wat vermoor word nie, dis die boere, maar Here, dis die kos wat ons eet, die kos wat ons eet kom van die boere af, dis hulle wat vir ons kos maak, dis hulle wat ploeg in die lande, in die warm son, om vir ons kos te maak, en vir dieselfde swart mense wat hulle uitmoor, staan die boere op, die boere is regverdig, hulle sê nie, ons gaan nie vir julle kos maak nie, ons maak nou net vir die wit mense kos, nee, hulle bly kos maak vir dieselfde swart mense wat hulle uitmoor, een vir een, vir 2, vir 3, vir 5, vir duisende word hulle uitgemoor, maar ons bly stil, Heer Jesus Christus, ons kan nie meer stil bly nie, ons wil nie meer stil bly nie, ons wil het uitskree op die toppe van die berge, president Trump, Elon Musk, hoor ons, die wêreld, die Hollandse wêreld, die Duitse wêreld, die mense met wapens, ons het nie eers meer 'n tank of 'n vliegtuig of boggerel, die regering het opgemors, die tank se wiele is pap, dis geroes, die part is uitgestrip, dis gesteel, daar's niks meer nie, dis gesteel, alles wat daar is en was in die land is gesteel. Here Jesus Christus, God van Nazareth, Jehovah Rapha, Elohim, ons kom tot U. Ek, die boere, Petrus Siepel, Steve Hofmeyer, Karline Husselman, Willem Petser, wat is die naam wat ek hier so mis? Neil de Beer, ons almal kom staan op ons knieë voor U en ons bid, Here, kom help ons. Ons het nie 'n leier nie. Ons het nie 'n leier in Suid-Afrika nie. Kom help ons, kom rig 'n leier op en bring vir ons verlossing in die land vir die boere wat so uitgemoor word. Dan sien ek die prentjie. Ek sien die prentjie van die vrou, die man wat daar besig word op die grond. Hy word geskop, Here. Die man word geskop. Hulle trap op sy hande. Hulle trap sy hande, laat die bloed loop. Hulle slaan hom met pangas.
Hulle dwing hom om te kyk hoe sy vrou verkrag word. Oor en oor verkrag word. Wat moet daai man, wat moet deur daai boer se kop gaan? Daai boer dink, Here, ek wou net vir hulle kos gee. Ek wou niks verkeerd doen nie. Ek wou net vir die mense en my mense, die kleurlinge. En ek sê maar die hotnotte met respek, want die hotnotte het meer principles, meer gevoel, meer emosie, meer liefde as hierdie EFF en Malema se kronies. Here Jesus Christus, die kleurling mense word ook uitgemoor. Die ander swartes ook. Maar Here Jesus Christus, die genocide is nie teen hulle nie. Dis teen hierdie wit vel. My Vader, wat het ons gedoen om te sondig? My voorouers het niks gedoen teen hierdie swart mense nie. Het niks gedoen om hulle skade aan te doen nie. Die wit mense wat wel sonde teen die swart mens gedoen het, het jare terug om verskoning gevra. Op hulle knieë in die parlement het hulle gesê jammer. Hoeveel keer moet ons nog sê jammer? Hoeveel van ons vrouens moet verkragt word? Hoeveel van ons babas moet in microwaves gesit word en doodgekook word? Nee, Here Jesus Christus, nee en nogmaals nee, nee en nogmaals nee. Ek praat en ek roep uit en ek pleit vir die wat reeds dood is. Hulle oë oop of toe, maar hulle is dood. Hulle is dood, Here Jesus Christus. Hulle kan nie meer praat nie, maar die stem, hierdie lelike stem, hierdie fyn, kinderagtige stem, sal uitroep vir die wat doodgemaak is. Ek worry nie wat hulle van my dink nie. Ek worry oor die boere wat vermoor word elke dag en daar word boggerol daan gedoen. Boggerol, Here sien dit. U sien dit tog. Stuur die engele, blaas die rampshoring, Here Jesus Christus. Stuur vir ons 'n leier wat kan opstaan en ons kan lei. Here Jesus Christus, elke wit vrou in die land van Suid-Afrika sit met die vrees, wanneer word ek verkrag? Wanneer is dit my beurt om verkrag te word? Deur die een en dan daai een en dan daai een en dan kom die dood. Eers die suffer en dan kom die dood. Maar voor die dood kom, moet ek eers sien hoe my dogter verkrag word. Ek moet sien hoe my man gemartel word. Vir 9 ure aan mekaar word my man gemartel. Hoe lank nog, Here, voor u geregtigheid gaan bring vir die boere? Vir die wit mense in Suid-Afrika, wat jare terug jammer gesê het, help, Here Jesus Christus, help. Ek roep uit in die naam van Jesus Christus, Jehovah Rapha Elohim, my God van alle gode, die God wat nie slaap nie, staan op vandag, staan op teen Malema, staan op teen die EFF, staan op teen Ramaphosa wat so lieg en bedrieg en al die mense besteel, die regering kaal en leeg steel. Staan op teen hulle, nou soos net u kan, my God. Soos net u kan, enige manier wat u wil, enige manier. Ek glo in u en ek sê dankie my Vader, uiteindelik staan ons almal saam in gebed. Ons vat die hande. Ek sien nou die mense my hande vat en ons vat mekaar se hande, Here Jesus Christus. En ons vat mekaar se hande en ons bid vir Petrus Sipel, 'n swart man, Petrus Sipel, wat sy werk gelos het en opstaan en elke dag
opstaan en praat vir die wit mense wat vermoor word. Hy ry sy eie petrol uit in sy bakkie, plaas na plaas, dan sê hy, hallo my tannie, is jy stikkend? My tannie, kom ek help jou op, kom ek tel jou op, my tannie. Petrus Siepo, 'n swart man, sê, my tannie, ek bid dat ek kan gaan praat in Amerika vir president Trump en Elon Musk. Petrus Siepo se hart is, Here, help my om die tannie en die oom te help, wat nog lewe, want môre is hulle dood. Môre is hulle dood, want niemand hoor nie en niemand wil help nie. Die handvol mense wat opstaan, se stemme word stilgemaak deur die leenaars, deur die media van Suid-Afrika, deur Cyril Ramaphosa en sy mense. Maar ek gaan nie vreesagtig word nie, Here Jesus Christus. U het in die woord gesê, u het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde en selfbeheersing. Maar Here Jesus Christus, hoeveel selfbeheersing moet ons hê as ons sien hoe 'n man op sy knieë gesit word? Soveel mense op hulle knieë, op hulle rug, op hulle maag, oopgesny word van Holland tot in Paraguay, oopgesny word, opgeker word met pangas. Hoeveel selfbeheersing moet ons nog hê? Here Jesus Christus, u selfbeheersing verstaan ek, maar die wêreld se Suid-Afrika se selfbeheersing, daai tipe selfbeheersing verstaan ek nie. Want hulle sê, ag toe maar, laat Gods water oor Gods akker loop. Nee, nie my God nie. Nie my God nie. My God wil opstaan. My God het lankal die horing geblaas. Hy het lankal die ramshoring geblaas. Maar hy wil nie net alleen die ding doen nie. Hy het nie robotte gemaak nie, hy het mense gemaak van vlees en bloed. Hy sê, kom my mense, staan op. Maar nee, julle slaap. Hoe lank gaan my volk nog slaap? Hoe lank gaan my volk nog slaap? En sê, daar gaan niks in Suid-Afrika aan nie. Waar kom julle daar aan? Hoor my lied. Nie die lied van Kiel de Boer en Kiel de Farmer nie. Hoor Frida se lied. Wat weer klink, dis God se lied. Jy wat sit en niks doen nie, en jy wat sê, gaan niks in Suid-Afrika aan nie, môre, vanaand, oor 'n uur, is dit dalk jou beurt, wat jy uitgemoor gaan word, dan's jou stem stil. En wat dan? Wat dan? Sorg jy net vir jouself? Worry jy net vir jouself? Daar's meer as duisende boere, wit mense wat vermoor word, 'n ander wit man en wit vrou. Die video het ek self gesien. Hulle ry in hulle bakkie. Hulle is bevrees en bevange. Daar's 'n kar agter hulle, 'n kar voor hulle. Hulle word ingeboks. Elke keer as hulle wil afdraai polisiestasie toe, dan word hulle gekeer. Uiteindelik toe hulle by die Suid-Afrikaanse polisie kom, toe sleep hulle die man in die kantoor en skop hom verder, slaan hom, dat sy vrou skree, wat maak julle? Wat maak julle? Julle is veronderstel om ons te beskerm. Die polisie van Suid-Afrika gaan ons nie beskerm nie. Hulle is deel van die EFF en Malema en die res van hulle. Here Jesus Christus,
O Here, ek glo in U soos wat ek nog nooit geglo het nie. Ek weet vir my siel, U hoor elke woord wat ek sê vandag. Ek weet vir my siel, U sien elke traan wat gestort word deur 'n man en 'n vrou wat besig was om vermoor te word en wat klaar dood is, en die wat nou besig is om gemartel te word, en die wat nou gemartel gaan word. U sien hulle, Here Jesus Christus. U sien hulle. U slaap nie. Ek sluit af, Here Jesus Christus. En ek staan in vir hierdie mense wat opstaan, wat wel opstaan vir Suid-Afrika. T.W. Wessels, Willem Petzer, Neil de Beer, Petrus Sepel, Karline Husselman, Steve Hofmeyer, as daar nog 'n naam is wat ek vergeet het, U sien hulle, Here Jesus Christus. U sien hulle. U sien hulle. Maar spesifiek tree ek nou in vir Neil de Beer, wat kanker het, Here Jesus Christus, wat swak is in die vlees, maar wat sterk is in die gees en in die liggaam, my Vader. Hy veg met alles wat hy het, veg hy. My Vader, ek bid en ek vra, stuur U engele om sy hande te kon optel, want daardie man is die enigste man wat ek van weet, wat bereid is om oorlog te voer om die boere te beskerm. Dis die enigste man. Die ander praat en praat en praat. Ja, praat is goed, maar daar kom 'n tyd om op te staan. Soos Neil de Beer gister gesê het in sy live. Hoekom dink jy dis normaal in Suid-Afrika wanneer boere vermoor word deur bomme, deur AK-47's, daardie wapens soos Neil de Beer gesê het, word gebruik in oorlogvoering, maar ons dink hier gaan niks aan in Suid-Afrika nie. Word wakker Suid-Afrika, word wakker Suid-Afrika, word wakker voor 'n waaragtige God, wat alles sien, wat die bloed sien, wat geloop, wat loop in nie wat loop nie, wat vloei in Suid-Afrika. Hy sien dit. Jy moet dit ook begin raak sien. Ek sien dit raak. Petrus Sepel, Steve Hofmeyer, Neil de Beer, Karline Husselman. Dankie Karline. Dankie vir wat jy doen. Dankie. Here Jesus Christus, al word ons vermoor, ons sal sê, ons sal praat, ons sal roep, ons sal skree, vir jou Suid-Afrika, vir al die mense in Suid-Afrika wat onskuldig is, pink, pers, blou, swart, oranje, geel, vir jou bloed sal ons opstaan en veg, in die naam, nie van 'n toordokter nie in die naam van Malema nie in die naam van die EFF nie, in die naam van Jesus Christus, die God van alle gode, die naam bo alle name. Laat U wil geskied, Here Jesus Christus. Let your will be done now and forevermore. In the name of Jesus Christ. Ek spreek vrede en liefde in elke onskuldige hart in vandag. Weet, jy is nie alleen nie. God is met jou. Amen.